Gewone mense, buitengewone God, getuig. Asai, vandag het ons vir Abigail. Abigail, baie welkom. Baie dankie. Ek het jou ongeveer 'n jaar terug ontmoet. Ek dink is amper presies 'n jaar terug. En toe was jy besig met eksamen. En hier sit jy vandag, klaar met jou eksamens en dinge. En jy wil vertel vandag vir ons jou storie. En dit is vir my 'n baie inspirerende storie en ek is seker mense gaan geniet om na jou te luister. En jy gaan nou vir ons vertel van 'n gebeurtenis in jou lewe wat jou lewe vir altyd het verander, alreeds verander, maar waarskynlik nog sal verander, nê? Nee? Ja. Goed, so vertel vir ons 'n bietjie van jouself en dan val jy weg met jou storie. Wel, baie dankie dat ek my storie kan vertel vandag. Ek hoop dit inspireer kinders, veral kinders wat deur my storie ook is, wat deurgaan wat ek gegaan het en nog steeds deurgaan. Maar ja, ons het maar baie rondgetrek altyd, want dan stort ons hier op of iets gebeur, dan moet ons trek vir my pa se werk of sulke dinge. Maar wat ek net kon onthou het, ons het altyd in Leandra gebly vir 'n hele klomp jare. Ek het eintlik daar groot geword. En ons het dit was 'n groot plot gewees. En ons het op 2 huise van daai plot gebly. Ons het eers by die onderste huis gebly en toe na die boonste huis toe geskuif. En daarso in Leandra was toe die ongeluk gebeur het. Maar daarso het ek groot geword en maar ja, ons eerste huis daar was nie baie goed nie. Daar was dinge in die huis wat daar gebeur het wat ons nie eens kon beskryf nie. Maar ja, eventually toe trek ons van daai huis af na die boonste huis toe gaan dit nou weer bietjie goed. Daai huis was 'n lekker huis gewees en ek en my broer het altyd in die veld saam met die skape gaan speel of ons het 'n quadbike ook gehad en ons het rondgery op die plaas. Maar toe eventually van daar af, toe gebeur die ongeluk toe ons nog in Leandra gebly het. Vertel ons 'n bietjie van die ongeluk. Ons het Want dit is nou eintlik die ding wat jou Ja. lewe sou verander, né? ja, toe ons nou in daai boonste huis ingetrek het, toe het ons het een aand toe nooi my paale se kant van die familie ons uit. Hulle het aan die wander gebly. Toe nooi hulle ons uit om die aand by hulle te gaan braai. Nou almal weet, 'n braai, daar word gedrink, daar word geparty tot laat toe. En so het ons in die kar geklim en ons was op pad daartoe. En ons het daar aangekom, ons almal het 'n lekker tyd gehad en kyk, die kinders het in die sitkamer gesit en eventually het ek aan die slaap geraak op die bank. Die groot mense het maar buite aangegaan soos wat hulle aangaan. En daai aand toe my ma my wakker word en sê, nee, kom ons gaan na huis toe. Ek sien dit is so pik donker daar buite en iets het vir my daai aand gesê, moet nie ry nie. Ek kan onthou, ek het so vir my ma gesmeek en gevra, mama, kan ons nie môreoggend huis toe gaan nie? Want ek kon dit nie eens beskryf nie, maar ek was so klein, maar iets het vir my gesê, Hoe moet oud nie was jy gaan toe? nie. Ek was hier 8 jaar oud gewees, ja. En ek onthou heeltyd, toe ons tot in die kar klim, toe iets trek my heeltyd terug om uit daai kar uit te klim en net te gaan slaap in die huis. Maar toe ek was klein en ek het gedink, ag nee, ek is seker maar net moeg en ek wil nou nie ry nie en so aan. Maar toe ons uit daai hek uit is en iets uit my tannie hulle se hek uit ry, iets sê heeltyd vir my, ons moet daar bly. En ek sê vir my ma vir die laaste keer, mamma, kan ons nie hier so bly nie, soos kan ons nie net een aand hier slaap nie. My ma sê, nee man, ons huis is mos nie so ver nie, want die wander is mos nou nie so baie ver van Leandra nie. Sê ek, nee, maar kan ons nie net hier so bly nie? Toe maak ek nou die verskoning op van, nee, ek wil nog my tannie hulle sien en daar by kuier. Sy sê, nee my kind, ons het nie eens klere en goeders nie.
Toe ek, okay, toe raak ek weer aan die slaap in die kar met my safety belt aan. My broer was langs aan my met sy safety belt Hoe aan. oud is hy op daai stadium? Hy was baie klein. Ek dink hy was ons verskil 6 jaar. Okay, so hy was omtrent 2. Ja, nee, hy was 2 jaar oud. So hy was 'n klein kind, soos hy was ook baie klein gebore. So hy was so maar en fyn. As jy net aan hom raak, dan kry hy 'n merk op sy arm of so ietsie. En so het ons huis toe gery en dis so donker. En toe ons eventueel nou, ek dink dit is so tussen Trigat en Leandra so brug met klippe. En al wat ek kan onthou, nou ek slaap nog die hele tyd, maar ek is asof ek wakker was in daai oomblik wat alles gebeur het, want dit is soos ek kan alles op die nippertjie onthou. Elke detail en elke ding, maar ek was uit. En so kom ons by daai brug aan en hoe dit gebeur het is my pa het bestuur, my ma het in die passasier gesit. En so ry ons toe en ons kom by daai brug en my ma ewe skielik sien net sy het gesê dis iets met rooi oë in die pad. Ons het gedog is soos 'n bok of iets van daar's 'n lokasie daar naby. So toe dog ons een van hulle bokke het soos uitgekom. Ewe skielik toe gryp my ma die stuurwiel en sy swaai na die regterkant, na die linkerkant toe uit, ekskuus. En so het die kar se neus teen die klippe gegaan en die kar het op sy dak geval. En met dit waar die kar se neus nou teen die klippe gegaan het my boetie uit die ruit gevlieg en hy lê toe in die middel, letterlik in die middel van die pad om aankomende verkeer lê hy daar. En so het my ma nou die voorste ruit van die kar gebreek om uit te kom. Hulle het gedog, okay, hulle sien niemand in die kar, want dis donker, 'n mens kan nie sien nie. En hulle dog ons is klaar uit, en my ma gaan sit toe een kant van die klippe, waar nie verkeer is nie, en my ma vra toe vir my pa, hoorie, waar is ons kinders, waar is hulle? My pa sê toe, sit net hier, laat ek hulle gaan soek. En so soek my pa, hy kry my boetie in, hy het hom net betyds gekry, op daai pad, waar 'n kar hom amper sou raak gery het. So daar het my boetie ook, die Here het my boetie so beskerm na, want hy sou vandag dood gewees het. So tel my pa my boetie op, en hy gee hom toe vir my ma, en my ma vra, waar is Abigail? Waar is my kind? My pa sê toe nie, hy gaan soek, dalk moet hy in die kar weer kyk. My pa gaan kyk toe in die kar. Hy sien toe ek lê in die kar, en ek was so bietjie wakker gewees. Toe sien ek my pa staan voor my, en die kar is onderste bo, en dit is net donker, en my safety belt is nog vas, so ek lê daarbo. En met dit, my pa try met alles in sy moed die kar optel en my uitkry. Hy kom glad nie reg nie. En so, gelukkig, toe loop daar 5 swart mans van die lokasie. Hulle loop ons rond. Hulle loop toe verby en my pa smeek hulle toe en sê, asseblief, ek sal julle alles gee. Alles wat ek nou het. My beursie, my foon, alles. Julle kan alles kry. Kan julle net asseblief die kar vir my optel, sodat ek my meisie kan uittrek. En as dit nie vir daai 5 swart mans was nie, dan sou ek nog steeds in daai kar gelê het. Want as hulle nie daar was nie, dan sou ek nie uitgekom het nie, ek sou doodgebloei het. So ek sê dankie Here vir daai swart mans wat my kom red het daai dag. Hulle tel toe die kar op, en my pa kruip tog so in, en hy maak die safety belt vas, en ek voel net ewe skielik drop ek. En my pa sleep my toe, en ek voel hoe my bene en arm sleep deur daai kar se yster en glas en alles. Ek voel hoe skaaf dit my liggaam. En toe my pa my eventueel uitgekry het, toe hou hy my so rukkie in sy arms,
En daai sal ek nooit kan vergeet nie. Hy vra my kind staan net gou hier, laat ek iemand kan bel, of iemand vra om iemand te kan bel. Hy sit my net so neer, toe ek voel, ek raak net so aan my been op die vloer, toe val ek weer neer. Sê ek vir my papa, ek kan nie, ek is jammer, maar ek kan nie. En ek sien net die trane in sy oë, want hy weet al klaar, iets is nie lekker nie. En op daai stadium kon hulle nie sien hoe erg die beserings was nie, want ek het so lang, so fluffy pink japon aangehad, wat my gunsteling japon was, en nou nie meer nie. Ook daarmee, jy. Ja. En toe sê my pa vir my, okay, toe draai hy my na my ma toe, hy gaan sit my toe by my ma, ons al drie, ek, my boetie en my ma, sit daar by die klippe, en ons wag vir die ambulans om te kom. Ek weet nie wie die ambulans gebel nie, maar iemand het. Nee, wag, ek skiep nou 'n hele stuk van my storie, maar toe ek nog in die kar was, toe my ma het klaar uit was, toe het die kar nou op sy dak gelê, en ewe skielik toe kom daar 'n bakkie aan. Ek kan onthou, dit was so witterige werksbakkie. Daar was so 3 of 4 swart ouens ook daar binne, en 'n mens kan sien hulle is gedrink, en hulle het bierbottels in hulle hande, en hulle gaan net mal. Toe ek nou nog in die kar was, toe my pa sien toe wat gebeur, en die kar is op pad na ons kar toe om te stamp. Op daai stadium het hy nie geweet, jy is nog in die kar nie. Nee, hy het nie. Toe, hy waai vir hulle, want hy weet nie waar's ek nie, en net toe lê ek iewers in die pad, en dan ry hulle oor my. En so hy waai vir hulle, hy skree vir hulle, stop, want hy sien hulle is gedrink, en iets gaan nog gebeur. En so, hulle gee nie toe om nie, hulle tel meer spoed op. En op daai oomblik toe tref hulle die kar waar ek binne in is. Daai kar ek het getel hoeveel keer daai kar in die ronde spin met my daar binne in. 8 keer in die ronde. En ja, met daai ook het dis die oomblik waar my hand en my arm, my hand en my been ongelooflik baie seer geraak het. Ek dink eintlik as hulle nie aan my vasgery het nie, sou my skade nie so erg gewees het nie. Maar met daai slag het my been en my arm op die grond geskuur. Want dit was tussen die kar vas. Ek kon dit nie uitkry nie. So jy het eintlik soos op die teerpad geskuur toe nou, want Ja. jy was eintlik daai spasie. Ja, toe, so die teer het my vleis en my senuwees en my spiere en alles het dit afgeskuur. Met daai 8 keer wat die kar in die ronde gedraai het. En met dit, toe daai bakkie nou klaar ons kar geraak het, toe klim daai swartes uit en hulle hardloop weg. So dit was 'n hit en run gewees. So, ja, en daai En daarna het jou pa jou toe nou in die kar uitgekry gaan soek, eventually, ja. Sjoe. Maar die ding is, in daai aand, net in daai paar ure, het ek in 2 ongeluk gekom, in net 'n oomblik. Ja. Soos, ek kan nie glo dat ek hier sit vandag nie, want ek moes dood gewees het. Maar ek het nie. Ek is nie dood nie, want die Here het my, hy het daar gestaan en hy het my gered. Hy het sy hande om my gevou en hy het my gered. Hy het Jou daai, lewe behou. ja, hy het gesê, nee my kind, daar's nog baie vir jou om te doen in hierdie lewe. Dit is nie tyd nie. Nou, ja, eventually toe my pa my moes uit die kar uitkry, toe kon ek nie staan nie. Hy gaan sit my by my ma, en hy soek toe iemand om ambulans te bel. En ja, ons het lank gewag, langer as wat 'n mens moet wag vir 'n ambulans. Ons het 'n uur lank gewag vir daai ambulans om by ons uit te kom.
En by daai tyd was ek spierwit in my gesig, want ek het al baie bloed verloor. En okay, ek het niks, ek kan dit nog onthou, ek het niks pyn gehad nie, want ek was so in skok gewees. Of die Here het my net van daai pyn beskerm, want ek dink as hy nie het nie, dan sou ek van pyn dood gegaan het. Want ja, ek kan net nie glo dat ek niks gevoel het op daai oomblik nie, want soos my been het gehang, daar was niks eintlik wat hom vasgehou het nie, hy was soos 'n wortel wat jy nou lang kook, dan word hy so sag en dan buig hy so, dit het so gelyk. En eventueel, toe kom 'n ambulans daar aan, dit was een ambulans, en ek dink ek en my ma het saam gery, en my tannie, hulle het toe van die saak gehoor, en hulle het my pa toe, en my boetie hospitaal toe gevat, want hulle het nie so erg beserings gehad nie. My boetie het 'n skrapie op sy kop gehad, en hy het 'n eier gehad op sy kop, en net hier en daar 'n krappie of so. My pa het ook net sy gesig baie seer gemaak met krappe en so aan. En ons gaan eers na Staatshospitaal toe in Evander, die ambulans vat toe ons eers daan toe. Toe ons daar aankom, toe sê die dokter vir ons, nee wat, sny haar been af. Hulle het nie eers my wonde begin skoonmaak, of my begin behandel nie. Hulle het net gesê, nee, sny haar been af. Dis al wat hulle gesê het. En ek hoor nog so hoe my ouers met die dokter gestry en beklei, hulle is van, hoe wil jy net 'n kind se been so vinnig afsit? Dit kan mos nie werk nie, ja. En so toe sê my ma, nee, ons gaan nie na hierdie hospitaal doen, kom ons gaan na 'n ander een toe. En so gaan ons na, ek dink die hospitaal was Sunshine Hospitaal, maar hulle het nou toegemaak, hulle het bankrot geraak. Maar okay, daai was ook nie 'n goeie hospitaal nie, want die dokters het net geld uit my gemaak. En toe was ek daar, ek was baie lank daar gewees. Voor ons besluit het, nee hoor, hierdie dokter doen niks vir my nie, hy wil net geld maak, my been, hy groei nie, ek kan nie eers op hom loop nie, so dit gaan niks help nie. So na die operasie het jy basies in daai hersteltyd, klink of jy rondbeweeg het tussen hospitale met die hoop dat iemand jou been eintlik sou red, nee. Ja, nee. Ons het eers jare by daai Sunshine Hospitaal gebly, want ons het gedink, hoorie, hy's 'n dokter, so hy kan vir my iets doen, en hy het gesê, hy beloof, hy gaan my been reg kry. En ons het hom geglo, want hoekom nie? En so deur die jare kry ek operasie na operasie. In totaal het ek 20 operasies al gekry in my lewe, net op my been. Op my arm het ek soos dalk 2 op die meeste gekry, net vir veloorplanting en sulke dinge. En ek het sulke swaar eisters om my been en in my been gehad. Ek het net die operasie na operasie, infeksie na infeksie. Ek was ook amper na aan die dood met infeksie wat ek gekry het in my been. Dan doen ons weer operasie om dit skoon te maak en te herstel. Net na die operasie kry ek weer infeksie. En ek kan nog onthou een keer hoe ek uit die teater uitgekom het en my ma, sy was daar vir my deur alles. Sy het by daai bed gesit en sy het gehuil, ek het gehoor hoe huil sy langs my bed in die aand as ek nou kamstig slaap. Ek het nie reg geslaap nie, want ek was in te veel pyn. En die hospitaal gee ook net vir jou 'n sekere tyd medikasie. En ek kon net een aand onthou, ek onthou dit nou nog steeds, en sy sit by my bed, sy praat met die Here en sy sê vir hom, hoekom is dit met my kind gebeur het? Hoekom kon dit nie met haar gebeur het nie? En toe sy daai woorde sê, toe breek dit my, want ek sal dit nie wens op
op enige iemand anders nie, want dit is nie 'n lekker ding om deur te gaan nie. En ek kon onthou hoe sy net daar sit en vir die Here heeltyd vra, hoekom? En sy het daar gesit en sy het my hare gevryf en vir my gesê alles is okay. En dit was so laat nagte wat sy net heeltyd daar gesit het en na my gekyk het en sy kon net nie glo wat gebeur het nie. En ja, physio was vir my ergste ding geweest, want as jy net uit die theater uitkom, moet jy dadelik opstaan, jy moet dadelik physio kry. Daai was vir my die seerste ding van alles geweest. Want toe ek my veloorplantering gekry het hulle my bobene se vel afgebrand en op my been en in my arm gesit, want daar was niks vleis nie. Toe het hierdie wonde, toe het ek nou nuwe wonde op my bobene, wat hopeloos ook onnodig was. Okay, nie onnodig vir my hand nie. My hand is 100% vandag. Ek sal niks oor dit verander nie. Maar reg rondom my bobeen het hulle vel afgebrand. Nou, imagine, soos iemand wat brand met vuur of iets, dis so rou. Nou, dis hoe dit vir my was. Dit was baie rou, dit was so rooi, en infeksie het ook heeltyd daar gekom, want dis oop wonde, dis rou wonde. En jy is nog bloedjonk in hierdie tyd. Ja. Want die operasies het natuurlik begin op 8, waar Ja. die ongeluk gebeur het, en dit het nou oor jare gestrek. Ja, en ek dink van al my operasies was daai vir my die ergste gewees. Sjoe. Want oral waar gaan sit of gaan lê, my vel plak vas aan waar ek sit of lê. Yes, ek kon onthou hoe ek in my bed gelê het, dan moes my ma die laken van my vel afkom skeer het. Dit was 'n ongelooflike pyn wat ek nie eens kan beskryf nie. Ek onthou nou nog steeds daai brandgevoel van hoe my been afgetrek word van daai laken. En dit was elke keer as ek gaan sit, het so daai wonde het lank gevat om te genees, want ja, mens skeer dit heeltyd, waar ook al ek sit. Want daar kon nie verbande op wees nie, dit moes oop wees. En so het ek nog steeds operasie na operasie gekry. Toe Heeltyd met die hoop om hierdie been weer in Reg te werkende kry. kondisie te kry Ja. en te behou. Wel, hy was behoue, Ja. maar nie noodwendig funksioneel nie. Ja, want my linkerkant se been het aanhou groei en hy het gegroei. My regterkant se been het soos baie kort. Hy was baie Uiteindelik kort. ophou groei. Ja, ek moes Weens op my die skade. Ja, ek Ai. moes op my twinkie trap om te kan loop. Ek kon nie eens regop om druk nie, maar ek het so klein bietjie probeer om altyd op hom te trap, maar dan voel dit of my been wil breek, want hy was baie dun gewees. En so toe soek my ma hulle op 'n tyd toe sê hulle van nee, hierdie dokter, hy weet nie eintlik wat hy doen nie. Hy kry net geld van my en daar is nie 'n manier wat hierdie been gaan regkom nie. En so kom ons in Pretoria en daar ontmoet ons die naaste, die oulikste dokter wat 'n mens ooit in jou lewe kan kry. Ek kan nou nie presies onthou wat is die hospitaal se naam nie, want dis ook 'n rukkie terug nou wat ek by hom was. Maar hy het vir ons gesê, hy gaan eerlikwaar vir ons sê, daar is nie 'n manier wat hierdie been gered kan word nie. En dis nie wat mense wil hoor nie. Nee, Al is jong mense nie. ja, en Hoe oud was jy toe? ek dink ek was soos 11 of 12 gewees nou al, Sjoe. dalk 13 ook. Ja, dit was eers later in stadium wat ons ontmoet het. Toe sê hy vir ons, daar's 2 maniere wat ek weer kan loop. En hy het gesê, die eerste manier, hy verkies dit nie, dis nie vir hom 'n goeie idee nie, maar hy kan vir ons, om my been weer te laat werk,
kan hy uit my rug uit, by my ruggraat, kan hy senuweewêrels en 'n stuk van my my skouerblad kan hy uithaal. Dan kan hy dit in my been sit. En toe sê hy, maar daar's 50-50 kans dat ek nie operasie gaan maak nie. Ek sal dalk doodgaan terwyl hulle die operasie doen, of ek sal verlam raak in my rug, omdat hy daai senuwees uit my rug uithaal. En toe ons dit hoor, toe is ons van, dit is nie eers 'n opsie vir ons nie, want ek wil nie uit daai operasie opstaan en ek's verlam nie. Want daai gaan vir my nog erger wees as wat dit nou is. Ja. En dan kan ek absoluut niks doen nie. En toe sê hy vir ons, die tweede opsie is, ons kan my been amputeer en ek kan 'n kunsbeen kry en so aan. En hy het vir ons gesê, okay, maar ons moet baie mooi en lank daaroor gaan dink, want dis nie sommer nou 'n goue besluit nie. Nee, dis 'n life-changing decision. Ja. Alhoewel jy klaar in 'n posisie sit waar jy nie 'n been het wat werk nie. So ja, dis 'n moeilike ding. Ja. Daar's daai hoop, maar daar's ook daai wete van Ja. So ons het toe huis toe gegaan en seker vir 2 of 3 weke lank het ek net gesit. En ek was tog klein gewees. Hoe moet 'n klein kind so besluit maak? Want jy weet nie hoe gaan dit in 10 jaar se tyd wees nie, of in 20 nie. En as so 'n jong persoon het jy nie die vermoë om al so ver aan die toekoms te dink. Ja. Jy dink nog nie regtig wat wil ek word, wat wil ek doen met my lewe? Jy's nog kind. So jy kan ook nie eintlik alles opweeg wat 'n mens behoort op te weeg nie. Ja. En so praat ek en my ouers toe. Ons praat die hele tyd daaroor. Hulle vra my heeltyd, wat wil jy doen? Wat wil jy doen? En ek's van, ek wil net loop. Dis al. Ek wil net loop. Ja, want in die tyd tussen die ongeluk en daai crossroads waar jy gestaan het jy grootliks seker tyd in tipies net maar 'n rolstoel spandeer, of hoe jy beweeg, want jy sê jou been was eintlik nie funksioneel nie. Ek kon onthou toe ek in die laerskool was. Ek het nog altyd my hele lewe nou al met krikke geloop. Nou nog krikke. Gebruik ek my krikke soos vir die aand en sulke dinge. En nee, ek het vir die hospitaal gesê ek gaan nie in 'n rolstoel wees nie, want as jy jou been amputeer of so iets en jy gaan na 'n rolstoel toe, dan sit verby. Dan jy gaan nie wil loop nie. Jy gaan nog moeiliker. Ja, jy gaan nie wil opstaan en loop en tot voor die operasie het ek vir hulle gesê nee. Niks rolstoel nie. Okay. So jy het maar met krikke aan. Ja, nee, ek het met krikke geloop en het vir my lekker muscles gegee tog. As altyd 'n blinkkant. Ja, en ja, ek het gemove met daai krikke, jong. Ek het soos gehardloop met daai krikke. Mense kon nie dit glo nie. So. Maar ja, daai krikke is nou nog altyd saam met my. Ons is soos getroude paartjie, kan nie ons skei nie. Wel, is vanoggend hier sonder hulle. Ja. Maar ja, toe het ons het besluit, toe het ons weer teruggegaan na die dokter toe. Ons het hom gevra, dus wat is vir hom die beste opsie? Hy sê toe vir ons dadelik, nee, om die been te amputeer, dit klink baie, baie erg, soos jy verloor 'n lim. 'n Mens is nie supposed to om 'n lim te verloor nie, want liewe Jesus het jou gemaak met al jou limbs. En so, toe sê ons vir hom, okay, nee, dis reg, ons sal daai operasie vat, die wat ek nou my been amputeer. En hy kyk toe so na my been en so, ons sou my been onder die knie afgesit het. Want dit is baie makliker om jou been onder die knie af te sit as bo. Want dan het jy nog die funksionering van jou knie. Dan is dit baie makliker om te loop met 'n protese. Maar toe was my knie te veel beskadig. My knie was eintlik gebreek. Ek weet nie hoe ek op daai ding getrap nie. Maar ja, toe sê hy vir my, nee, dit gaan nie werk nie. Ons moet hom bo die knie afsit. Toe sê ek, okay. En ek moes vir berading ook gaan. En fysio en
sulke goed voor die operasie nou gekom het, want hulle moes kyk of my mentaliteit as 'n kind reg is vir so 'n ding. En ek onthou so lank het ek vir iemand gaan sien oor dit en ons het gepraat oor dit en ek het navorsing gedoen oor dit, soos hoe funksioneer mense, hoe gaan jy aan met jou lewe as jy sulke dinge doen en ja, heel voor die operasie, ek dink dit was so 'n paar maande, toe kry ek nog 'n operasie by die nuwe dokter nou, my eerste operasie by hom. Toe sit hulle 'n pen wat gekoppel is aan my heup en dan aan my onderste been. My boonste been, maar die onderkant van my boonste been. Toe koppel hulle yster daarso want toe vind ons uit dat my bobeen ook gekraak is. So as en hy was nie sterk genoeg om op 'n kindsbeen te druk nie. So as ek nie daai pen in my been gehad het nie, dan sou my been geshatter het as ek probeer loop het met 'n kindsbeen. So daai operasies toe nou ter voorbereiding om uiteindelik 'n protese te kon gebruik. Ja. Toe moes ek ook vir 'n lang ruk 'n masjien op my been sit, soos ek dink oggend en aand en middag, 3 keer 'n dag moes ek 'n masjien op my been sit wat daai pen gedraai het in my been. Dit was gelukkig nie seer nie. Imagine myself, dit is seer, jy sien nou my oë soos... Ja, dit was daarom nie seer nie, soos, dit klink ongelooflik, 'n pen draai in jou been, maar dit was soos, 'n mens voel dit nie. Hy draai soos op 'n manier wat dit nie rarig draai nie. En ek moes verlang daai masjien op my been sit, want hy draai die pen en hy rek die pen om my bobeen langer te maak, want hy was ook kort. En toe eventually, toe gaan ons weer dokter toe sê die dokter vir my, okay, die pen is bietjie te lank. Maar toe sê hy, nee, ons hoef nie te worry oor dit nie. My kindsbeen gaan net bietjie verskil. Sê ek, okay. Ai, die een ding en dan nog 'n ding en nog 'n ding en nog 'n ding. Ai, tog. Maar ja, toe eventually, onthou ek nog die oggend voor my operasie. Dit was altyd vir my so erg voor 'n operasie, want ek was so bang ek kom nie daar uit nie. Want om as 'n kind al so baie keer na aan die dood te wees en sulke goed, dan dink jy, hoorie, ek gaan dit nie uit daai operasie uitmaak nie. Gaan ek dit maak? Gaan ek weer my ma of my familie of enigiemand weer kan sien? Gaan ek my oë oop kan maak? En ek onthou nog voor hierdie amputasie-operasie, daai oggend toe ons in daai hospitaal is en hulle prep my nou vir die operasie. Ek onthou net hoe ek snot en trane my oë uit my kop uithuil en ek bel my pa, want net my ma staan, net een mens mag by jou wees. Ek bel my pa, hy bel my in die hospitaal en vra as ek okay, en klomp familie het my oggend daai gebel en gevra en ek onthou net, ek sê vir my pa, papa, asseblief bid vir my, ek weet nie of ek dit gaan maak nie. Dus dit is vir my scary. En ek onthou net, ek huil die hele tyd en my ma begin huil en ons altyd huil saam. En ek onthou, toe stoot hulle my na die waar hulle die pasiënte sit om in die theater. Ja, dit is net so eentjie van die theater af. Toe mag my ma ook saam gaan, want toe huil ek hysteries en als. En hoe oud is jy toe nou daar? Ek kan nie reg onthou nie. Ek dink ek het in 2021 my operasie gehad. So dis nou in daai COVID-tyd. Ja. En dis hoekom daar net een persoon saam mee mag wees. Ja, dit was ook nou onthou ek, dit was ook in die COVID-tyd. So toe moes ek ook 'n toets doen vir COVID. Toe was ook so bang ek het COVID en ek kan nie operasie kry nie. Dan moet ek eers weer lang ruk wag voor ek kan. Maar gelukkig ek het hom gepaas. So ek was so bly. Maar ja, toe stoot hulle my in daai kamertjie en hierso's 'n klein seentjie en
ek onthou die seentjie, want hy was ook hysteries gewees, en ek sien net hoe sy ouers by hom gesit het, en ek dink, daar was iets binne hom fout. Ek kon nie reg onthou, wat was fout met hom nie, maar in daai oomblik, as 'n kind, het iets vir my gesê, hoorie, bid vir daai seentjie, bid dat hy daar uit gaan uitkom, want ek sien, sy ma's hysteries, sy pa's hysteries, en ek kan sien, dis ernstig. Op daai oomblik het ek vergeet totally van my operasie, en ek dink het heeltyd aan daai seentjie, want hy was reg oorkant my in sy bed. En nou as 'n kind, het ek nie, hoe kan ek sê, soos mooi gebid, soos wat ek vandag doen nie, soos 'n mens, kind mos 'n kind, ja. En ek sê net, liewe Jesus, asseblief, wees net saam met daai seentjie, laat hy uit daai teater uitkom, en so gesond raak, laat hy uit die hospitaal kan uitkom. En toe was ek eerste om in die teater in te gaan, en ek onthou toe hulle my so in die teater instoot, en ek huil net die hele tyd, want my ma's nou weg, en ek's alleen, en dis hy dokters, en maskers, en drips, en alles rondom my, en ek kyk so na my bene, en ek sê van, jy flippin beter regkom, want ek wil hier wakker word. En ja, die dokter kom toe in, en hy sê vir my, wat, is ek gereed? Ek sê van, dokter, wie is ooit gereed vir sulke ding? Ja. Hy sê vir my, nee, en hy was so dokter wat soos jou op jou gemak laat voel het, en grappies gemaak het, dat jy vergeet van al die ander dinge. En so, ek kon altyd net onthou hoe ek so nie van daai narkose masker gehou het nie, want daai reuk om al daai jare daai reuk in te asem was, dit maak jou so naar, dat jy voel of jy weet wat kom voor na die pyn, dit het 'n ander assosiasie as bloot net narkose, ja, dit is dieper. Nee, daai was my ergste om daai maskertjie op te sit, en te tel van 10 af. Tot waar dit ook al kom. Ja. Kon jy nou al die jare al bietjie vertel? Dis nou ligsinnig. Gewoonlik kom jy mos net so tot by 8, 7, maar jy is nou al geoefend gewees, so jy kon seker al bietjie verder gaan. Ek het gebeklei om wakker te bly, maar dan stoot hulle maar net meer. Stoot net op. Ja. Dus ons sal jou wen. Ja. En eventually dan is ek uit, en toe ek uit die teater uitkom, toe onthou ek het ongelooflike pyn gehad, toe begin die spookpyn al sommer dadelik. Ja. Op die eerste dag, toe sê hulle van, nee, wat, ons is nou hier. En hulle stoot toe my na my kamer toe, en ek onthou net heeltyd, ek soek my ma, en ek sê vir die dokter, waar is my ma? Ek soek my ma, gaan haal my ma, ek soek haar nou. En toe ons in my kamer kom, toe sien ek my ma sit daar, en ek is so uit dit uit, want die narkose moet nou nog afwerk, en dit vat so dag vir die narkose om af te werk, so 'n mens is maar deur die slaap, en die mekaar, en so aan. En so kom kuier my ma se sussie, en my neefies vir my, en ek kon ook nie eens letterlik onthou hulle was daar nie, want ek was so uit dit uit. Ek was so in pyn gewees, en daai eerste dag was vir my bitter erg. Daai aand, ek kon nie slaap nie. Ek het heeltyd vir die suster gevra, hoorie, asseblief bring my net iets vir hierdie spookpyne, want dit voel asof my been daar is, maar as ek daai kombers af my been afval, hy is nie daar nie. Dis 'n gevoel wat 'n mens nie vir iemand wat nie 'n amputasie gekry het kan beskryf nie. Dit is so ongelooflik eintlik as 'n mens so daaraan dink. 'n Mens se mind werk so, hy is so sterk dat hy maak goed op wat nie eens daar is nie. En so was ek dink ek was soos 2 dae in die hospitaal voor hulle my ontslaan het, want hulle moes eers kyk of ek reg is vir dit, en of ek sterk genoeg is om uit die hospitaal uit te gaan. En ja, toe is ek op pad huis toe, en ek het 30 stapels in my been gehad,
En dit moes ook naderhand uitgekom het. En maar ja, die sny moes eers gesond geword het en toegegaan het. En ja, daarna het ek my stypels gaan uithaal. Dit was ook bitter seer, want die stypels het al in my vel ingegroei. Maar na dit, toe wag ons eers nog dat my been nog herstel en gewoond raak aan hoe hy nou is. Ja, want dit is nou, mense dink, dit is nou half die einde, maar dit is eintlik 'n hele nuwe begin Ja, van 'n nuwe Ja. healing pad. Sjoe. en ek moes weer leer hoe om weer alles te doen met net 'n stompie en een been. Ek moes En dit affekteer nou alles wat jy gewoond was met die krikke. Mense Ja. dink net verder, maar dit affekteer natuurlik jou balans Ja, en nee, dit doen. hoe jou liggaam reageer, want daai Ja. alhoewel die been nou nie veel werd was Ja. in strength en goeders nie, was hy tog daar as 'n Ja. extra support Ja. en nou is hy weg. En ons pyn. ja, dit ook. Sjoe. Maar ek het nog altyd pyn gehad, maar Ja, okay. ek Dis verkies nou maar hierdie pyn eerder as al daai operasies se pyn, hè. Maar ja, toe gaan sien ons my protese dokter en hy help toe my, toe doen ons fittings en dis 'n hele proses om Ja. eventually soos 'n oefenbeen te kry. Ek het nou nog steeds nie my finale been soos hulle sê nie, Ja. want jou stompie, hy shrink verskriklik baie. Soos hy verloor gewig baie. En ja, toe ons het eers soos oefenbene gehad en toe die eerste dag wat hy vir my 'n been gegee het, toe oefen ons daar in sy spreekkamer en ek sê toe vir my pa, toe vir die dag voor dit het ek vir my ma en my pa gesê ek wil almal daar hê, want ek gaan vir die eerste keer in hoe lank weer loop. En just daai dag was ook so, dit was so 'n lekker dag. Dit was ongelooflik dat ek weer kon voel hoe om te loop. En toe die dokter, toe ons nou die been aansit en al sien ek, dit is so reëlings waar jy nou eers begin loop sodat jy net jou balans Support, kry. ja. Toe ek haar eerste stap vat, toe begin ek net snot en trane huil, want ek kan nie glo na alles wat ek deur is dat ek weer kan loop nie. Ek onthou net my ma bars in trane uit, my pa, almal. En so vir die eerste keer is ek huis toe met 2 bene. En so het die proses van weer Daai leer, rehabilitasie. leer om te loop begin. En dis 'n lang proses. En nie maklik nie. Dis glad nie maklik nie. Nou nog, ek sukkel nou nog om op opdraande en afdraande veral. En ja, ek moet elke oggend as ek my been aansit, moet ek baie mooi dink hoe ek loop. Want dit werk nie soos 'n normale funksionele Ja. been nie. Daar is ander uitdagings. Ja. Soos ek sit hier en dink dit wat jy nou vir my vertel, jy sê om huis toe gaan met 2 bene. Dis goed wat dit nie deurgegaan het nie. ja, So vanselfsprekend Ja. aanvaar. Jy weet, ek dink nou byvoorbeeld as ek raak nou ouer, in die nag moet opstaan, gaan 'n bietjie badkamer toe gaan. Ek staan net op en ek gaan. Ja. Dis nie so maklik vir jou nie. Ja. Maar dis daai klein goedjies wat ons so vanselfsprekend, maar Ja. net om te sê ek staan op en ek loop. Jy kan nie net opstaan en jy moet nou net eers bepaal, okay, gaan ek opdraai of gaan ek afdraai Ja. en al daai tipe van goed. So dis Ja. eintlik amazing om te dink ja. hoe dit jou lewe op groot maniere, maar ook op klein maniere affekteer. Ja, 'n mens sal dink so simpel ding is maklik. Maar actually is dit so ongelooflik moeilik en jy moet Journey. so mooi daaroor dink dat jy nie val of iets seermaak of so iets nie. Okay, wel, ek het al so baie geval. Ek val nog steeds, want ek het nog steeds nie 100% my balans terug nie. Maar as ek val, deesdae is dit van, okay, dan lag Staan ek op. myself, lag ek vir myself en ek staan weer op en ek gaan aan. Maar partykeer is dit maar bietjie erg, want dan kry ek erg seer of sulke Tja, dinge. Ja, dit is, as ek nou moet skat, dis nou, jou journey is ongeveer 10, 11 jaar. Ja.
van waar die ongeluk gebeur het tot waar jy nou vandag hier sit. So, jy is nog bloedjonk. Ja. Jy het eintlik verlede jaar matriek geskryf. So jy staan nou hier in die beginpunt van jou grootmenslewe. Ja. Ek is seker jy het al baie die vraag gevra in daai tyd en miskien selfs nou, Here, hoekom gebeur dit met my? Ja. Al baie. Ek wil hê jy moet vinnig net vir ons bietjie raak aan daai emosie van wanneer iets slegs soos daai gebeur. Hoe het jy gedeel met dit? Hoe het dit jou geaffekteer en hoe het jy gedeel met dit? Dis eintlik baie moeilik om daai vraag te antwoord soos hoe deel 'n mens met dit? Want elke dag is nie dieselfde. Dis elke dag iets anders. Soos as ek kan dadelik die oggend as ek opstaan kan ek voel is my been reg vandag of nie. Want ek kry so daar wat my been net nie wil saamwerk nie. Of ek trek hom nie reg aan nie of my vel is net geïrriteerd met hom. Dan weet ek klaar dit gaan nie 'n lekker dag wees nie. Ja. En so baie keer dan val ek soos 3 of 4 keer 'n dag. Soos dalk na mekaar of so iets en ek kan net nie verstaan hoekom nie. Soos hoekom? En ek het al baie die Here gevra. Nou nog laasweek was vir my en so 2 weke terug was die ergste tyd van my lewe gewees. Ek het heeltyd die Here bevraagteken en ek het heeltyd gevra, maar hoekom het die Here my gered? Vir wat? Wat moet ek in die lewe bereik? Wat is daar om te bereik? Want 'n mens is nou in hierdie stadium wat 'n mens werk soek en jy wonder nou wat gaan jy doen met jou lewe? En dit klink maklik, maar dis nie baie maklik nie. Dis baie stres en jy weet nie wat jy môre gaan doen nie. En ek het baie die Here gevra. So 2 weke terug het ek baie diep geval in 'n diep gat in en ek was net lus vir niks nie. Ek het my been totally gelos. Want as ek om die oggend net aantrek dan haal ek hom klaar weer af. Want dan val ek of ek kry spookpyne. Dis vir my die heel ergste as ek spookpyne kry en ek kan niks daaromtrent doen nie. Ja. Dan moet ek letterlik my been uittrek om daai spookpyne te hanteer want ek kan nie by my been uitkom nie. Dan vra ek baie die Here, hoekom moes dit met my gebeur? Vir wat? Kon ek nie net my arm gebreek het daai aand nie of enigiets anders as 'n been verloor? Hoekom 'n been verloor? Soos wat? Hoekom? Wat is nou die doel dat ek 'n been verloor het? En ja, ek sukkel nog steeds partykeer dan kom daai gedagte van dat ek het altyd ook so gedink, ek het die wêreld beskuldig vir wat met my gebeur het. Ek het die lewe vir ander mense moeilik gemaak, veral vir my ouers. Ek het almal weggestoot. Maar mens doen dit, want jy's in pyn en jy weet nie wat om te doen anders as om dit te doen nie. As om wraak in jou hart te hê en haat en seer nie. En dan kom daai duiweltjie en hy sit op jou skouer en hy bly daar verlang tot en met jy hom wegswaai nie. En verlang, ja, sal ek sê die duiweltjie het op my skouer gesit en ek was in daai diep gat en ek weet nie hoe, ek het nie geweet hoe om weer by die Here uit te kom nie, want ek het net nie gedink daar was 'n doel daaraan nie, want hoekom? Ek het in so diep gat geval dat ek net nie in die oggend wou opstaan nie en ek het al 'n paar keer gedink, okay, maar wat as ek nie hier was nie? Sou ek die mense wat ek altyd soos ek voel altyd vir mense soos 'n burden, soos ek kan sê. Want mense moet altyd vir my sulke dinge doen en ek raak altyd frustreerd as mense vir my goed doen, want ek wil dit self doen. En so het ek maar net besluit om in daai gat te bly en nie die Here in daai tyd te soek nie. Ek het alles gelos, ek het my Bybel gelos, ek het my gebede gelos, ek was 'n vieslike mens gewees. En ek het gevoel in daai tyd,
dit was my die ergste tyd, want om in daai gat te wees is glad nie lekker nie. Jy voel nie jouself nie, jy's net niks verlis, En hoe meer niks. jy daar bly, hoe meer wil jy daar bly. Ja, nee, dit is so. En ja, soos dinge ook gebeur in die lewe, dan val jy net meer dieper in daai gat in. Soos die laaste tyd, baie dinge het met my gebeur, en toe voel ek net, ag nee, daar is nie 'n doel daar nie, ek gaan maar net in die gat bly, dit is nou maar so. Ek het die Here baie ver van my af geskuif, en ek het vir hom gesê, ek sien nie meer 'n doel daar nie. En nou dat ek terugdink daaraan, kan ek nie glo, ek het so lelike woorde vir die Here gesê nie, want hy het my al so baie gered, en hy was nog altyd daar vir my. Maar ek het net daai tyd vir hom gesê, nee, sorry, ek wil nie meer nie. En ek het in daai tydperke wat ek so voel, het ek baie keer soos gedink, flip, kom ek spring net van 'n gebou af of so iets. Want dis hoe 'n mens voel, jy is so diep in daai gat, jy dink nie oor ander mense of jou male, hoe gaan hulle voel of sulke dinge nie, jy dink net aan daai seer. En so het ek, juist daai dag toe ek hier by Tannie kom inloer het die Here het net vir my gesê toe ek ry by die huis, ek moet net hier inkom loer, en ek het bly gesê, nee, hoekom? Nee, ek wil nie. En so het ek hier uitgekom, en toe ek daai dag nou hier by Tannie sit, het iets weer gebeur. Iets het weer ingekruip en my hart weer sag gemaak. En daai aand, toe ek nou by die huis is, het ek op my knieë vir die Here gaan vra om my te vergewe vir alles wat ek vir hom gesê het. En so het Louise weer aan my gewerk. Hy het vir my rustigheid kom vind wat ek jare terug laas gevoel het. Hy het so aan my gewerk dat hy my gelukkiger gemaak het. Hy het my 'n doel gegee, hy het my laat ek weer wil opstaan in die oggend. En hoop, presies, hoop is die woord wat alles beskryf. En so hy het vir my, ek kan dit nie eers beskryf nie, hy het vir my so rustigheid kom gee, wat ek nou nog nie eers kan glo nie. Hy het gekom, al het ek hom so beledig, en ek het hom so sleg gesê, maar hy was nog altyd daar. Hy het nie my hand gelos nie. En ek is so dankbaar, hy het my gered, in al die kere wat ek was aan die dood, want ek is so bly om vandag te lewe. En ek is baie bly dat die ongeluk met my gebeur het, want ja, dit is nie lekker nie, maar ek het baie dinge daaruit geleer, en dit het my mens gemaak wie ek vandag is. Dit het my baie nader aan die Here gebring. Dit het my oopgemaak vir dinge wat ek nooit raak gesien het nie. En ek sê net elke dag as ek opstaan, sê ek net, dankie liewe Here. Dankie dat ek vandag hier sit. Dankie dat ek lewe. Dankie dat ek net 'n been verloor het. Dankie dat ek nie 'n vegetable is of breinskade het of verlam is nie. Want daar was baie groot kanse vir al daai dinge. En ek sê net dankie vir die Here dat ek kan vandag weer loop. Ja, ek kan nie al die dinge doen wat 'n mens kan doen nie, maar ek kan van dit doen, en dis genoeg vir my, want ek lewe. Die Here het my gered. En hy het 'n plan. En hy het 'n plan met my lewe, hy is nie klaar met my nie. Hy het 'n doel vir my lewe, hy wil hê ek moet iets bereik. En ja, almal het al vir my gesê, kerksmense en net mense in die familie of so iets het al vir my gesê, ek is baie sterk. Dat ek 'n baie sterk vrou is, en alles wat ek al deur is, moes
my al in 'n bonneltjie gedruk het, dit het al. Maar ek het daar uitgekom sterker as ooit. Want met die Here is alles moontlik. Ja. En ek kan net nie genoeg dankie sê vir die Here dat hy my gered het nie. Want as hy nie het nie, dan sou ek nie hier wees nie. Toe ek jou verlede jaar ontmoet het, ek gaan nou net die prentjie skets. So, ons is gebaseer in 'n kerk en die kerk word ook gebruik vir homeschoolers wat eksamen skryf. So, jy moet by my winkel verbyloop en ek het jou verlede jaar in die tyd, dis 'n bietjie later, eintlik oor 'n maand wat begin eindeksamen, het ek jou gesien verbyloop en ek sien jy en 'n klomp ander meisies loer, maar hulle is altyd ligtig om in te kom. Ek weet nou nie hoekom nie, maar in elk geval geleidelik het jy nou so stuk begin inkom en so. En ek onthou die dag wat jy by my ingekom het en jy het net rustig hier rondgeloop en ons het aan die gesels geraak en uiteindelik het jou storie daar uitgevloei. Ek het jou nie uitgevra nie. Dit het net uitgevloei en iets wat vir my so opmerklik was, ek het daai aand huis toe gegaan en ek het vir my man gesê, ek het vandag 'n meisie ontmoet. En jy sal nie glo wat 'n liggie skyn in haar oë nie. Dis net hierdie sprankel, sterretjies in jou oë en ek het net vlugtig vir hom gesê, hierdie girl is aldeur baie goed gewees. Ek het nie uitgebrei nie gesê, sy's regtig aldeur hel en terug. En tog het sy hierdie liggie. En ek dink dit is daai lig hierdie wat die Here daar in jou gesit het. En dit is vir my regtig amazing om bietjie meer in diepte vandag jou storie te hoor. 'n Bietjie meer emosionele kant. En jy is werklik sterk. Jy is werklik iemand wat ek nou opkyk en dink, joh, 'n mens voel altyd, ek sê altyd elke ou het 'n storie en as ons dit op papier sit, dan lyk een ou se storie baie erger as 'n volgende ou se storie, maar vir jou is jou storie erg, vir my is my storie erg, maar as ek nou vir my self kyk na jou, dan dink ek, joh, ek weet nie of ek is soveel ouer as jy, of ek dit sou kon doen nie. En jy is regtig inspirasie en ek is verseker dat jy nog baie diep spore gaan trap. Al het jy nou nie 2 voete nie. jy gaan sulke diep spore trap en jy het in my hart self diep spore getrap en ek dink jou storie gaan soveel mense raak en ek hoop regtig dat die Here vir jou 'n geleentheid sal gee om nie net deur die podcast jou storie te deel nie, en dit gaan nou gebeur, maar laat jy oral waar jy gaan, mense sal raak en ek weet jy het 'n hart vir kinders, jy het 'n hart vir mense wat ook deur dingetjies gegaan het en so, en jy staan nou hier op hierdie nuwe kruin van die lewe en jy moet nou besluit wat se rigting jy gaan gaan. Maar dit maak nie saak waar jy gaan nie. Ek bid werklik dat die Here jou sal gebruik en dat jou storie inspirerend sal wees vir nog baie mense en veral jong mense wat deur, want ek dink dit is so maklik om in daai oomblik te dink, soos jy nou gesê het, wat sal vir my? Ek is 'n gebroke mens. Wat is daar vir my? Wat kan ek doen? Wat se toekoms is daar vir my? Maar jy is 'n voorbeeld daarvan dat jy nie net deur dit gekom het nie, maar nou op die punt van jou toekoms staan en sê, maar dis my toekoms. Ek sal besluit. Soos jy nou gesê het, ek wil dit self doen. Jy besluit waar jy heen gaan. Ja, die Here lei jou, die Here voorsien vir jou en al, maar jy besluit. Ek gaan nie daar op 'n hoopie lê nie. Ek gaan dit swat, ek gaan dat swat, ek gaan mense help, whatever it may be. En dis absoluut amazingly inspirerend en ek waardeer dit verskriklik dat jy gekom het en met ons kom gesels het. Ja, baie dankie. Plesier. Wil jy nog ietsie sê? Getuig, die podcast is gebore uit seer. Maar hy is hier om jou storie te hoor. En daarom nooi ek jou uit. As jy jou storie wil kom deel met ons, as jy jou storie, jou getuienis wil laat opneem, nooi ek jou uit, kontak ons. Ons inligting sal beskikbaar wees op ons sosiale media. Kontak ons. Ons wil graag met jou gesels. Ons wil graag jou storie opneem, sodat dit ook uit kan gaan en op die ore kan val wat God bepaal. Ons sien uit om jou storie te hoor.